Goeiemôre. Ag, dit is sommer lekker om op hierdie, as die winter so nader kruip, hierdie koel oggend, 'n bietjie saam te kuier rondom die woord. Kom ons maak net die oë toe. Hemelvader, dankie vir die voorreg wat ons het om vanmôre te kan stil word. Here, dat ons u woord met mekaar kan deel. Wil u vir ons regtig deur u Heilige Gees lei, ons ontvanklik maak vir u woord, Here, sodat u verheerlik kan word in ons lewens. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ons is nou so 2 weke na Paasnaweek en ek het gedink om hier uit 1 Korintiërs 15 oor die opstanding van Jesus en die implikasie van dit vir ons lewe, so 'n paar versies met u te deel. Vers 12: As ons dan verkondig dat Christus uit die dood opgewek is, hoe kan party van julle nog beweer dat daar geen opstanding van die dooies is nie? As daar geen opstanding van die dooies is nie, beteken dit dat Christus ook nie opgewek is nie. En as Christus nie opgewek is nie, is ons prediking sonder inhoud en julle geloof ook sonder inhoud. Verder sou dit beteken dat ons vals getuienis oor God afgelê het, omdat ons teen God ingetuig het dat hy Christus opgewek het. As dit dan waar is dat die dooies nie opgewek word nie, het hy Christus ook nie opgewek nie. En as die dooies nie opgewek word nie, is Christus ook nie opgewek nie. En as Christus nie opgewek is nie, is julle geloof waardeloos en is julle nog gevange in julle sondes. Dan is ook die wat in Christus gesterf het, verlore. As ons net vir hierdie lewe ons hoop op Christus vestig, is ons die bejammerenswaardigste van alle mense. Maar nou, Christus is opgewek uit die dood, as eersteling uit die wat gesterf het. Ek het sommer gewonder of u al so 'n bietjie nagedink het, en ek wil u tog so 'n bietjie, as het ware, aanpor om na te dink daaroor, wat beteken dit vir ons lewe, in ons verstaan van die lewe, dat Jesus uit die dood uit opgestaan het. Die gevaar is dat ons so maklik kan net eenvoudig maar van dag tot dag kan lewe en maar net voortploeter, net in 'n bestaan gou, ek wil amper sê 'n sukkel bestaan mee voortgaan om maar net te oorleef elke dag. En dat Jesus en die Here maar net moet voorsien vir elke dag, dat ons genoeg het en kan voortgaan met die lewe. Dis interessant, daar is mense in ons dag ook wat nie glo dat Jesus opgestaan het nie. Hulle sê dis 'n opstanding in mense se denke, maar nie 'n fisiese opstanding. Nou sê ons skrifgedeelte dat Jesus het fisies opgestaan uit die dood en hy lewe. En nou gaan Paulus so voort en hy sê, maar as ons nie glo dat ons ook as gelowiges saam met Christus uit die dood opgewek is en saam met hom gaan opstaan uit die dood nie, dan is dit net so goed ons glo dat Jesus nie opgewek is uit die dood. En dan het hy 'n hele klomp redenasies. Dit klink amper of hy goed herhaal wanneer hy sê, maar as ons nie glo dat Christus werklik opgestaan het nie, dan maak ons God die Vader tot 'n leienaar, want hy het gesê Jesus sal opstaan. En so gaan hy voort. Hy sê, en as Jesus nie opgewek is nie, dan is ons die boodskap wat ons as kerk aan die wêreld het, ons prediking, is sonder inhoud. Dan is ons geloof sonder inhoud, sê hy. Hy gaan verder, hy sê dan is ons geloof waardeloos en bly ons gevange in ons sondes. Ek wil so ver gaan om te sê, dan is ons 'n kerk sonder 'n boodskap. Dan kan ons maar Oudtshoorn Wes se deure toemaak, as Jesus nie opgestaan het uit die dood nie, en as ons dit nie waaragtig glo nie.
Hy sê ook, Paulus sê ook, dan is ons 'n kerk sonder hoop. Want wat gebeur het is, dat Jesus se opstanding het alles kom verander. Alles, die hele lewe, dit kom gee betekenis aan ons lewe. Want wat het gebeur? Toe hy opstaan uit die dood en hy lewe, en hy opvaar hemel toe, sit hy aan die regterhand van God die Vader, en is hy daar aangestel as die koning van alle konings. En het hy sy Heilige Gees uitgestort aan ons as kerk, sodat hy elke oomblik teenwoordig kan wees in ons lewe. Daarom is ons sy koninkrykskinders, en het ons deel aan 'n lewe wat nooit ophou nie. Jesus sê immers, hy sê ek is die weg en die waarheid en die lewe. Hy gaan ook verder, wie in my glo, sal lewe, al het hy ook gesterwe. U sien, dit beteken, dat ons nie maar net voortploeter met die lewe van dag tot dag nie. Dit beteken, dat siekte, en pyn, en lyding, in ons lewens nie die laaste sê nie. Dit beteken, dat ons huidige regering in die land wat oënskynlik maar van tyd tot tyd lekker droog maak en ons half moedeloos laat by tye, vir ons nie moedeloos laat. Dit beteken dat 'n begroting waarmee die politieke ouens heen en weer te kere gaan, nie die laaste sê nie. En so kan ons aangaan. Die feit bly staan, my sukkel met die lewe het nie die laaste sê nie. En daarom sê Jesus dan nou ook in Matteus 6, moenie skatte op die aarde bymekaar maak, waar mot en roes kan vernietig, maar maak vir julle skatte in die hemel bymekaar. Jy sien, die dood is uit die angel, die angel van die dood is uitgehaal en vernietig met Jesus se opstanding. En ek en jy gaan saam met hom opstaan. Ons lewe nou saam met Jesus, in sy teenwoordigheid, deur die krag van die Gees. En ons lewe nou is 'n inoefening vir die lewe saam met hom wat tot in alle ewigheid gaan voortgaan. Ek het 'n baie interessante tyd wat ons op Porterville was in 2022, gaan stap ons eenmiddag en toe's daar 'n bordjie op die hekkie wat sê, if you don't believe in life after death, don't enter this gate. Beware of the dark. Nou wil ek vir u sê, as jy nie in die hiernamaals, die lewe na die dood glo nie, don't enter life. Jy kan nie die lewe leef sonder Jesus wat opgestaan het in lewe nie. Beware of the darks in your life. Amen. Hemelvader, dankie dat u vir ons die lewe kom gee het in oorvloed. Dankie Here dat die lewe wat ons hier elke dag lewe, maar net deel is van 'n lewe wat tot in alle ewigheid gaan. En dat dit vir ons vervul met 'n lewende hoop, en dat ons nie hooploos in hierdie wêreld leef nie. Ons bid dit in Jesus naam.